Hulle sê mens moet groot droom en dink, maar toe die Grendeltydperk sy wurggreep van verveeldheid om Felicia Lemmer se nek verstewig, het sy piep klein gedink. En nou het daardie verbeelding nie net aan 'n passie nie, maar ook 'n beroep in miniatuurklere geboorte gegee. Pieter het mikroskopies gaan loer. Sy word groot met die klanke van haar ouers se boereorkesmusiek wat gereeld in die huis weer klink. Pa was 'n myner en ma 'n huisvrou wie se hande vir niks verkeerd gestaan het nie. Jy het in 'n baie lekker skepende huis groot geword. My pa was 'n myner, maar hy het konsertina gespeel. Hulle het 'n boereorkes gehad toe ek klein was. Ek het tot omtrent op 2 jaar het ek agter die dromme geslaap. En jou ma se kreatiwiteit, hoe het sy uiting gegee? Was dit maar deur die naaldwerk? Sy was baie goed met naaldwerk, sy kon ook baie goed teken, maar sy was 'n klavierspeler. So sy het musiek gemaak, sy het poppe gemaak, hierdie porseleinpoppe wat julle hier sien, is my ma se handewerk. Daar was niks waarvoor haar hande verkeerd gestaan het, behalwe kook. Sy het dit gehaat. Hoe het jou pad toe nou na skool verloop? Ek is universiteit toe en ek het 'n BA graad gaan studeer met Frans en sielkunde as my hoofvakke. Nie een van die twee wat ek regtig nou meer gebruik nie. Daarna het ek gaan skoolhou vir 'n paar jaar. Daarna 'n bietjie klere gemaak vir 'n butiek. En toe my kind gebore is, het ek bordierlesse gegee. En vandag weer terug by die skool. Ek gee musiek en dan al die ander dinge wat lekker is. Klink vir my jy het ook never 'n dull moment gehad nie, né? Ek weet nie wat dit is om stil te sit nie. As ek nie besig is om iets te doen nie, voel ek skuldig. In 2020, danksy die Grendeltyd, sit sy skielik met baie tyd en min om haar hande besig te hou. Haar internetsoeke lei na Pinterest-blaaie vol miniatuurklere. Baie jare terug het ek en my ma by die poppeskou in Germiston uitgestal. Sy het die poppe gemaak, ek het die klere gemaak. En daar was 2 tafels gewees wat miniatuurgoedjies gehad het. En ek het maar altyd net daarna gekyk, maar dit was nou 'n bietjie effens uit ons prysklas uit. So ons het nou nooit regtig in die miniatuurgoed belê in daai tyd nie. En toe COVID ons nou almal so in die huise vasvang, toe sit ek eendag op Pinterest en kyk en ek sien die klein rokkies, die verskriklike klein rokkies. En ek dink vir myself, maar hierdie is mos nou heeltemal reg in my kraal. Dis wat ek wil doen. En ek is totaal verslaaf. En van jou eerste skepings het jy ook aan een van jou beste vriendinne gestuur? Ja. Was haar reaksie? Ek het vir Elba van die goedjies gestuur op foto's met WhatsApp en toe stuur sy vir my WhatsApp terug. Ek ken 'n baie goeie sielkundige wat jou sou kan help. En nou moet Elba nou maar self met daai sielkundige werk, want sy is nou net so verslaaf aan die miniatuurgoed soos ek. In die begin het ek regtig gedink ek gaan dit net doen vir die lekker daarvan, want dit is vir my verskriklik lekker. Maar toe ek my eerste balletrok verkoop, toe dink ek, hierdie kan werk. Die klein dinge verg groot aandag en fyn handewerk. Haar mini-meesterstukke sluit onder meer babaskoentjies, balletrokkies, aandrokke, smokrokkies en hoëhakskoentjies in. Felicia, as jy nou 'n nuwe item of 'n ontwerp moet kies, hoe gaan jy te werk? Hoe werk daai proses van jou? Dis 'n baie lang proses. So eers om die patroon reg te kry, vat my partykeer 'n hele dag of miskien 2 dae voordat ek gelukkig is met die patroon. Die balletrokke, dit wat julle hier sien, is 5 dae se So werk. as iemand jou nou nader en sê, kan jy gou vir my 'n balletrokkie maak? Dit vat jou seker 'n uur of 3. Dan lag jy. Daar was iemand wat vir my gevra het een keer, nou hoeveel van hulle maak jy in 'n uur? Nee, dit werk nie so nie. Maar is daar iets spesifieks wat jy nou al goed is in? Jy weet, soos jou balletrok. Ek probeer alles. Ek het hier byvoorbeeld die balletskoene, want soos jy kan sien, is ek maar lief vir die balletgoedjies. Is daar ander skoene ook, sien ek daar? Daar is 'n paar hoëhakskoene wat alles met materiaal gemaak is. Ek maak die materiaal hard met gom. Die hakke is omtrent die ding wat die langste vat en die moeilikste maak. En dan is dit juwele daai, is dit Dis nou so? reg. Hierdie ene het ek gemaak uit pewter. Die rosies het ek gemaak van baie fyn draad. Dan hier is die oorbelle. Ek kan vir julle wys, hulle het Dit is verskriklik klein. en so daar is die oorbel. Hy is veronderstel om te kan inhak, maar mense het nou nie eintlik altyd poppe waarin dit kan inhak nie. En hierdie klein skoentjies byvoorbeeld. Ek onthou my ma het vir ons altyd jumping jacks aangetrek. Dit was die skoene wat ons gedra het. En hierdie lyk nou vir my verskriklik baie na jumping jacks. So ek is baie in my skik daarmee dat ek hulle kon regkry. Is daar items wat na aan die hart vir jou is? Hierdie rokkie spesifiek is een van my eerste smokrokkies wat regtig vir my mooi uitgekom het. En hy's effentjies te groot om regtig aan 'n pop te sit en mooi gaan lyk. So nou is dit my verskoning om hom vir myself te hou. So daai smokwerk was
baie moeilik om die klein plooitjies te maak en elke steekietjie presies te steek as jy naderhand dan met die naald kom om die smokwerk te doen. En hy het ook 'n hoekie by wat gesmok is om dit in te trek. So al daai is gesmok voordat ek dan die reintjie ook gemaak het en die kant aangesit het. So dit is een van die goedjies wat ek nie sommer sal laat gaan nie. Maar mense wat dit die eerste keer sien, is altyd, "Oh, hoe kry jy dit reg?" En dan die volgende vraag is, "Nou wat maak jy daarmee?" Dis almal se vraag, want Suid-Afrika weet die mense nog nie heeltemal van al die huisies en die versamelaars nie. Dis 'n verskriklike fyn werk, jong. Dis 'n baie fyn Ek sit omtrent soos die man van staal van ouds en foelies. Daai oom het net so kyk wat jy doen. Ja, baie keer moet 'n mens maar jou oë knip en so 'n bietjie ver kyk en dan weer terugkyk na jou werk. En waar verkoop jy nou hierdie miniatuurklere van jou? Baie keer ek het mense wat by my bestel wat weet hoe lyk my goedjies en dan bestel hulle iets spesifieks, maar andersins verkoop ek maar op die markte. Plaaslik is ek seker het heelwat komplimente al gekry, maar jy het ook blykbaar 'n kompliment of 3 al van oorsee af gekry. Ja, dit was my baie lekker. Iemand het by my goedjies bestel en sy het 'n e-pos vir my gestuur om te sê dit was die netjieste naaldwerk wat sy nog ooit gesien het. So ek was baie in my skik daarmee. En ook in hierdie week self het ek gehoor dat een van die beoordelaars op The Best 10 Minis se TV-program het blykbaar hierdie naweek by die Kensington skou een van my paar balletskoene gekoop. So dit was vir my 'n baie groot eer. Die skepende geen het nog een generasie afgeslaan na haar seun, Shanrich, wat 'n musiekonderwyser en dansliefhebber is. Deur al die jare vandat ek jonk was, het die hele tyd besig met kuns rondom die huis, musiek, besig om naaldwerk te doen, scrapbooking en dit het al die jare regdeur gegaan en sy het my baie keer ingeroep saam. Hoorie, wat was jou aanvanklike gedagte toe jou ma vir jou sê, hier is nou 'n nuwe stokperdjie? Ek het gedink sy is mal met hoe intens sy passievol word oor 'n nuwe projek. Het ek geweet hierdie gaan baie ver gaan. Maar ek hoor altyd oor die mense by die skou wat so hulle koppe verloor wanneer hulle die klein goedjies sien in die balletskoene en al is dit om 'n baie interessante koek te bak of om nou wel die kleinste balletskoene op die aarde te maak, daar is niks wat sy nie kan doen nie. So ek is baie trots op haar. Hoekom dink jy vind mense net so aanklank by hierdie minis? Enigiets wat klein is mooi, of dit nou 'n klein hondjie of 'n klein katjie is. En ek dink baie mense leef ook dit wat hulle nie in die regte lewe kan hê nie, leef hulle uit in mini. Want daar's baie goeders wat mense in die regte lewe nie kan bekostig nie, maar jy kan hom in mini maak. Ek hou van kristalkandelare, maar ek kan nie 'n kristalkandelaar koop nie, maar in mini kan ek hom maak. Is dit 'n duur storie? Die materiaal is nie so duur nie, want jy gebruik so klein stukkie. Dit is die tyd wat daarin is. Want die tyd wat daarin verbonde is, kan jy nie eers in die geld terugkry nie. My goedjies is nie goedkoop nie, maar dit is nog steeds nie naaste by die prys wat dit die werd sou gewees het om as mens per uur moes gewerk het nie. Maar ek voel die plesier wat ek daar uitkry maak op vir die geld wat ek daar uit verloor. Felicia Lemmer stuk groot drome in klein some en bewys dat feetjieklere 'n groot impak kan maak. En dit alles net omdat sy haar hande nie laat stil staan het nie. 'n Reuse inspirasie.